Goeiemôre broers en susters, na die opwinding van jou plek kry. Hoop ek almal is nou rustig. Net vir diegene wat by die huis kyk, sê dat ons oplaai lyn baie stadig is vanmôre. So jy gaan dalk kort hak en die beeld gaan nie mooi wees nie. So wees maar net geduldig daarmee. Ons sê ook hartlik welkom aan teen Ursula Steinberg, wat weer hier in Pietersburg is, nou bekenners aan ons. Welkom, ons het julle attestaat gekry en die attestaat wat uitgaan na Boomspruit toe, is vir Naomi van Wyk, wat soontoe verhuis het. Volgens die vereistes van die protokol, jy seker al moeg daarvoor om te hoor, maar ek moet dit elke keer sê, die asseblief op die plekke sit, maskers ophou, en as ons sing, kan jy maar sing, al maar aan die masker af as jy so voel. Ons het nie 'n normale erediens nie, ons is nog steeds onderhewig aan sekere beperkings, soos jy sien, 50% van die toegelate spasie met 'n agneming van die 1.5 meter tussen persone. So asseblief, probeer albei hou, hier is iemand wat rondry en ons kyk het ons nie die wet oortree nie, want dit is op hierdie stadium ongelukkige landswet. Daar enige vrae van u? Kom ons word rustig voor die Here. Ons verklaar openlik wie se naam ons hier saam is en dan ontvang ons sy seën. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou is tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat in die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing Psalm 33, sing die eerste en die 7de verse. Ook hierdie pandemie is in die hande van die Here, en wanneer ons vers 7 sing, dan sê ons die Here wat bo alles is. Hy sien alles, en uit sy vaste woning heers hy as koning, en hy sien as skepper Heer op ons in genade neer. Dis wat Jesus bedoel. Nadat ons gesing het, dan bely ons saam volgens die geloofsbelijdenis van Nicea ons geloof.
al stryd in die kerk oor 'n sekere saak. In die 4de eeu het dit gegaan rondom die mensheid van Christus, veral nadat Arius gekom en gesê het, maar daar's nie iets so sonde nie. Christus het nie 'n werklike menslike liggaam gehad nie. Daar was natuurlik ander stemme ook deur die tyd. Maar dan in besonder as ons geloof volgens die Messianum gaan bely, wat by belydenis wat na die synode van Nicea opgestel is, dan moet jy mooi hoor wat ons bely. In besonder rondom Christus. Kom ons bely saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy terwille van ons mense en ons saligheid in die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons sing Skrifbreuke 12:3 vers 1 en 2. Wat ons sopas gesing het, is die beruiming van die Nederlandse geloofsbelydenis artikel 1, waar ons God bely as die enigste wese. Die Here hom openbaar as die almagtige God. Daarom wanneer ons die wet van die Here hoor, dan hoor ons die Here wat met ons kom praat, sodat ons behoue kan bly. Hy wil hê ons moet tot niet gaan
in ons geloof nie. Hy wil ons juist versterk. En daarom vra die Here ons hart. Die 10 gebooie praat met ons hart. Daarom, as ons hierdie gebooie hoor, dan is dit ek wat oortree. Dawid sê in Psalm 51, Here, ek het teen U gesondig. Want sonde is teen die Here. Maar die Here kom in genade. En hy gee 'n offer, Jesus Christus. Daarom vra hy dat ons met ootmoed ook hierdie wet sal aanhoor, om dit te kan gaan doen, en ons antwoord na die wet, Psalm 65, met vers 2 en 6, en dan in besonder vers 6, dank ons die Here, wat sy hande vir ons oopgemaak het, ook in hierdie week met die reën, en daarna doen ons saam 'n gebed. Maar kom ons hoor die wet. Deuteronomium 5, die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê, en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag niemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie. Ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie.
Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Gees, aan U alleen die eer. U het ons deur hierdie week gelei. Here, U het ons vasgehou op al ons verskillende weë. U het gesien toe ons benoud was, toe ons bekommerd was. U gee vir ons uitkoms. Want U het ons gebede verhoor. Dat toe ons geval het en toe ons swak was, U ons vasgehou en opgetel. En Here, U neem ons vorentoe. Daarom kom dank ons U dat ons vanoggend hier saam kan wees as U gemeente. Dankie vir die heerlike voorreg dat ons U stem kan hoor in U woord. Dat U na ons toe kom in genade en liefde en ons hoor. Dit wat U vir ons sê, ons moet U met ons hele hart lief hê. Want U is ons eerste liefde. Alles op hierdie aarde is sekondêr. U alleen is die aanbiddingswaardige God. Daarom kom ons na U toe en vra dat U ons sal seën wanneer ons U woord hoor, dat U ons hart en ons ore en ons verstand sal open om U woord ook in te neem. Here, U ken ons probleme. Ons kom vra dat U ons ook nou rustig sal maak, dat ons U vrede kan hê, want ons het die versoening in Christus, dat Hy ons offer is, dat ons U Gees het, om dit wat ons hoor, net weer te bevestig. Ons dank U, Vader, dat ons in ons kleinheid voor U mag kom staan, en aan U die eer bring dat U vir ons moontlik gesorg het in reën. Ons bid vir hulle wat skade gekry het, maar ons wil U dank, Vader, dat U uitkoms gegee het. Ons bid ook vir hierdie land en sy mense, waar daar soveel moord en doodslag is, soveel korrupsie, diskriminasie is, dat U ons ook sal lei. Here, ons kom vra U weg, in U rigting, want ons regering sukkel om koers te kry. Maar ons weet, Here, U is in beheer. U gebruik elkeen as 'n instrument om U wil te laat geskied. Verhoor ons dan, Vader, as ons bid. Laat U wil geskied op aarde, net soos dit in die hemel gebeur. En dat ons daarvoor sal buig en U sal dank. Verhoor ons dan nou met genade in Christus se naam. Amen. U kan sit. Ek lees vir ons 1 Petrus 2, vers 1 tot 17. Ek sal hier op die bord verskyn. Die apostel Petrus skryf aan mense in verstrooiing. Hy begin so sy brief, hy sê in 1 vers 1, aan die uitverkorenes van God, maar dit is baie mooi, maar vreemdelinge in die wêreld, wat verspreid woon in die provinsies Pontus, Galasië, Kappadosie, Asië en Bithynië. Soos God die Vader het vooraf bestem het hy hulle uitverkies en deur die Gees afgesonder om aan hom gehoorsaam te wees en besprinkel te word met die bloed van Jesus Christus. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Hy skryf vir mense wat swaar kry. Mense wat ly onder nie-Christene, ongelowiges, heidene. En nou skryf hy in hoofstuk 2, want daar is 'n besondere boodskap in hoofstuk 2. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, waardeur God vir die ereplek uitverkies is.
Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. Daarom staan daar in die skrif: Kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek. Wie in hom glo word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde: die klip wat deur die bouers afgekeur is. Juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword, en 'n klip waaroor 'n mens struikel en 'n rots waar teen jou stap. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God. Die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit die keiser as hoogste gesag is, of die goewerneurs as sy gevolmagtigdes, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. In vers 2 hoor ons, soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. In vers 4 word daar nog 'n belangrike saak gesê, naamlik: Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeur is, maar deur God vir die ereplek uitverkies is. Vers 5: Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. In vers 9: Julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat afgesonder is. En dan in vers 12 hoor ons: Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Die tema uit hierdie verse: Jy's geroep, jy's toegerus en jy word gestuur na die heidene. Jy's geroep. Hier staan baie duidelik: Julle is die uitverkore volk van God. Uitverkore volk. Dit beteken dat jy deur die Here uitgekies is. Jy is geroep tot 'n baie besondere plek en taak en doel. Daarom moet ons ons roeping baie mooi verstaan. Prof. Wendel Klerk skryf in 2001 in 'n artikel in die Skriflig die volgende: Om die aardwaardes en oortuigings van die kerk oor te dra, moet die kerk konstruktief by die wêreld betrokke wees. Anders is die kerk nie sout en lig en weerklank van die evangelie nie. God gebruik in die reklame, die verkondiging van sy woord, ook die bruid van Christus. Want wie is ons? Ons is die bruid
van Christus. En hierdie bruid dra ten diepste die beeld van die bruidegom uit, maar in hierdie proses dra sy ook haar eie beeld as bruid uit. Want die kerk moet gerig wees op die bruidegom, en dit is tog Jesus Christus. En daarom die kerk se gesindheid, optrede en woorde altyd iets van haarself vertel en haar verhouding ten opsigte van Jesus Christus. Nou dit klink vreeslik geweet. Dit beteken doodgewoon geliefdes. Dink maar, as ek die woord sê kliks. Waar dink jy almal? Rooi baadjies en pette wat winkels verwoes. Hoekom? Omdat die shampoo 'n advertensie geplaas het. Die advertensie het 'n sekere boodskap probeer oordra in verband met hare. Nie ras nie kleur nie, oor hare. En dis tog wat 'n shampoo veronderstel is om te doen, is om iets in jou hare te verander. Of om aan jou hare te doen. En kyk die gevolg. So as iemand klik sê, dan is daar 'n hele reek gebeure, en nou is daar 'n klomp hofsaake en allerlei dinge. Want iemand het iets geadverteer. En nou sê die Here, ons, elkeen wat sê ek glo, is Christus se advertensie. Jy adverteer Christus in hierdie wêreld. Daarom sê hy, julle moet opgroei deur die suiwer woord, die melk. En soos kindertjies smag na melk, so moet julle laat opbou as lewende stene in die gebou. Beteken dit een? Nee, hierdie gebou kan net staan omdat al hierdie stene aan mekaar verbind is. Want as daar 'n wind kom soos hierdie week en hierdie stene is nie aan mekaar verbind nie, dan kry ons 'n gebou wat daar lê en nie hier staan. Want die sement is in hierdie stene hou hierdie gebou bymekaar sodat hierdie dak vas kan wees en ons kan beskerm hier binne, sou daar nou 'n storm kom. Daarom die eerste opdrag is, voed jou persoonlike geloof. Die tweede opdrag is, ons moet dit saam doen. Laat julle opbou in hierdie geestelike huis, sodat ons 'n priesterdom kan wees. En dit is dan ook die derde belangrike saak is, jy is 'n uitverkore volk. Met ander woorde, jy het 'n besondere roeping. Jy is nie per ongeluk deel van die kerk. En die Here het jou geroep. Die Here het jou deel van hierdie gebou, hierdie liggaam gemaak. Daar's baie beelde in die Bybel wat 'n gemeente beskryf. Wat die Here afgesonder het, met ander woorde, heilig gemaak het, hoe is ons heilig? Deur die bloed van Christus. En nou sê hy, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom, wat julle in die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Ons moet verkondig. Wat moet ons verkondig? Die verlossingsdade van Jesus Christus. Hoe gaan ons dit verkondig? En dis die belangrike saak wat ek vanoggend hier in ons middel wil aanraak. Vir wie is hierdie mense geskryf, of hierdie brief geskryf? Mense wat versprei is. Hulle is uit mekaar gejaag. Hulle het hoop en sin en doel verloor. Hulle dink ons het nie meer 'n plek op hierdie aarde nie. Ons het nie meer 'n taak nie, ons het nie meer 'n doel nie. Is dit nie hoe ons baie praat nie, veral daar rondom die braaivuisvuur met 'n brandewyn of 2?
dan raak ons baie maal morbied of ons raak opgewonde, ons gaan hierdie land nou verander. Maar hoor mooi wat sê die Here vir ons. Dis ons werk. Om al is ons verspreid, al het ons 'n keiser wat homself die seun van God noem, al word ons geliefdes in die arenas vir die wilde diere gegooi tot 'n skouspel van duisende wat kom kyk hoe Christene vermoor word. Al is ons in hierdie situasie. Dit sê die apostel, julle is vreemdelinge en bywoners. Julle is in hierdie wêreld, maar nie soos hierdie wêreld nie. Want waar is Petrus as hy hierdie woorde skryf? 1 Petrus 5 sê hy dit vir ons. En hy noem hierdie plek Babylon. Toe ek deur Openbaring gewerk het dit my opgeval hoe baie die woord Babylon in die Bybel voorkom. Babel of Babylon. En wat word elke keer bedoel met hierdie Babylon as dit nie na die fisiese stad verwys nie? Die wêreld sê dit presies dit wat hy sê. Hou op met bedrog, huichelarry, jaloesie, kwaadpratery. Dis Babylon se mense. Babylon se mense gee nie om of jy 'n gelowige is nie. Hy gee nie om of jy aan 'n kerk behoort nie. Hy gee nie om wat jy glo nie. Waarom? Want Babylon doen wat hy wil. Babylon het die hef van die hand, so dink hy. Want vir Babylon is die kerk irrelevant ding. Eintlik is ons 'n irritasie vir Babylon. Petrus sit binne in die stad, want dis die kodenaam vir Rome. Dit is die setel van die keiser. Hy praat vanuit die hart van hierdie Romeinse ryk wat van Engeland tot in die ooste, daar ongeveer waar Pakistan nou is, gestrek het. Reg rondom die Middellandse See. So Babylon is hierdie magtige entiteit. En as jy in Christus glo in Babylon, dan verloor jy jou vriende. Jy gaan jou werk verloor, want jy kan nie meer offers bring vir die gode wat jou moet beskerm nie. En daar was al hierdie gildes, vakbonde. Jy gaan alles verloor. Jy gaan jou huis verloor. Daarom hoor ons in Hebreërs 11, mense het in gate gewoon, hulle het bokvelle aangetrek, want hulle het geen huise meer gehad nie. Is ons daar? Ons is baie ver van daar af. En tog, is ons bekommerd oor al hierdie goeders. Om mekaar is ons hieroor bekommerd. Ons is meer daaroor bekommerd as oor ons geloof. As oor ons opdrag. Wat is ons opdrag? Nadat ons onsself gevoed het. Nadat die Here deur sy Gees ons opgebou het as 'n geestelike huis. Nadat hy vir ons gesê het, ons is sy volk wat die verlossingsdade moet verkondig, 'n priesterdom. Wat doen 'n priester? Hy offer. Hy gee homself. Hy is die lewende offer, met ander woorde, ek is die lewende offer. Ek moet aan mekaar die verlossingsdade verkondig. En nou kom ons by die moeilikste van alles. Die hoe. Ek moet goed doen aan alle mense. Hulle weet ek sukkel met 'n taxi bestuurder. En nou staan hier. En nou moet ek ook bely. Dis 'n baie moeilike opdrag vir gelowige mense om goed te doen aan ongelowiges. Om aan iemand goed te doen wat kwaad van jou praat. Dis hoekom die Here hier sê. Hulle praat kwaad van julle asof julle misdadigers is. Ek gaan lees 'n bietjie die 53 vertaling, want ek glo almal het nog 'n 53 vertaling.
Hoe staan dit in die 53 vertaling? Jy word as 'n misdadiger behandel, net omdat jy sê ek glo in Jesus Christus. En dan word van jou kwaad gepraat. En dan kom die Here en hy sê onderwerp julle aan hierdie owerheid en gesag. En praat nogal goed van hulle. Want hulle praat uit onkunde. Weet jy, as jy die geskiedenis gaan begin nagaan, en gaan kyk hoe hierdie kerk versprei, vanuit 'n bokamer in Jerusalem, met die uitstorting van die Heilige Gees, waar daar ongeveer 200 mense bymekaar was, hoe hierdie evangelie oos en wes deur die wêreld geloop, van noord na suid, deur mense wat goed gedoen het. Dis die wil van God dat julle deur goed te doen einde sal maak en nie kwaad wat mense van julle praat. Nou is daar 'n verdere hoe gaan ons goed doen? Julle moet alle mense respekteer en julle medegelowiges lief hê, sê vers 17. Vrees God, eer die keiser. Dis die groot opdrag. Oor hoe ons in hierdie wêreld moet lewe, prakties konkreet moet gaan doen. Jou voorbeeld moet wys. Ek in die weermag was het 'n ry gehad. En dis al wat jy doen, jy staan in 'n ry. Eventueel gebeur hy vir my staan in 'n ry. En as ek iewers kom en ek sit in 'n ry staan, dan loop ek eerder. En dan is ek geïrriteerd. Werk ons nie almal so nie. As ek geïrriteerd is ek altyd gaaf. En nou sê die Here nee. In Babylon is jy nie geroep om bekend te wees vir wat jy nie wil hê nie, waarteen jy is nie. Jy is geroep om God se koninkryk te verkondig. Wees lief vir jou medebroer en suster. Wees lief vir ander mense. Respekteer hulle. Behandel hulle die manier waarop jy wil hê jy behandel word. Wees onderdanig aan die keiser. Die Here het die Christene so gehad, sy eie stad in die brand gesteek, sodat hy hulle kon uitroei. En nou kan ons vra, ek wil lees, Sondag 32, waarom moet ons dan nog goeie werke doen, want is toch, gaan doen goed, goeie werke. Sondag 32 van die Heidelbergse Katekismes, vraag antwoord 86 sê, omdat Christus ons, hoor mooi, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe. Die apostel Paulus skryf, jy is God se brief. Waarom plek staan daar, jy is die spieël, waarin ander mense die Here moet sien, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade. Gaan nie oor mense nie, gaan oor God. Gaan nie oor wat ander dink nie, gaan oor prys ek God. Want hy deur ons geprys word. Kyk, antwoord gaan kyk. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry, en ons deur ons godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Ons naaste vir Christus kan wen. Dis hoe die kerk vorentoe gegaan het, tussen ongelowiges. Dis hoe die Here gelowiges gebruik het, in die groei saam met mekaar, om hierdie woord uit te dra.
Daarom moet ons bekend wees as goeddoeners. Beteken nie gee weg al sulke tipe goeders nie. Goed doen beteken respekteer. Eer die ander een hoër as jouself, sê die apostel Paulus. Sluit af. Wat is jou praktyk? Is jou praktyk om die aangename geur van Christus in die wêreld te versprei? Soos wierook. As ons deur agter wierook kan gaan aansteek, gaan ons na hier die hele kerk vol ruik. Hoe is jy? Waarvoor is jy in hierdie gemeente bekend? Waarvoor is jy voor God bekend? En waarvoor is jy in die gemeenskap bekend? Kom ons gaan nou oor daardie vraag. En ons gaan bestudeer die woord van die Here. Amen. Kom ons dan kom. Ons Vader, ons dank U vir die troue liefde. Dat U ons gebruik as instrumente om die lieflike geur van Christus se offer uit te dra na die uithoeke van hierdie wêreld, ook in hierdie land en hierdie tyd. Dat Here, laat ons ten spyte van wat mense sê en doen, U eer bo alles sal stel. Ons kom bid, Vader, dat U met ons ouers, ons kinders sal wees. Elke onderwyser, opvoeder, ons studente en ons dosente, sodat hierdie akademiese jaar ook kan gebeur, maar vir elke lidmaat, groot en klein, oud en jonk, wat in hierdie pandemie tyd ook afhanklik is van U goedheid en van ander mense se bystand en hulp. Dat ons opnuut weer sal besef, ons is deel van dieselfde liggaam en dat ons daarom ook mekaar moet lief hê en mekaar moet dra. Mekaar moet ondersteun en onderskraag, sodat ons tot U eer kan leef. Here, staan ons by in ons swakhede. U ken ons deur en deur, U weet waar ons het nodig het en wanneer ons het nodig het. Skenk ons U vrede sodat ons kalm en rustig kan wees. Ons oë op U gerig en gefestig kan hou. Met die groot vreugde in ons hart, ons behoort aan U tyd te verewigheid. Dat hierdie wêreld ons liggame kan doodmaak, maar nie ons siele nie. Ons dank U, Here, vir die versekering en die versterking wat U vandag vir ons gee. Neem U ons by die hand en lei ons deur hierdie komende week, seën ons dit wat ons beplan om te doen en uit te voer, sodat ons dit ook goed en reg kan doen. Verhoor ons dan met genade en skenk dit wat ons nodig het, op krag na kruis in Christus se naam. Amen. Ons sing nou slotlied, Skrifbreuke 14:1, vers 2 en 3.
ontvang sy seën. Mag God wat alle genade gee wat julle geroep het om in Jesus Christus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, julle nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Ons sê baie geluk, vandag verjaar Teresa de Villiers, sy vir Hester Korf en die Swanepoel baie geluk, dan môre Lietjie Hoogendijk, wat verjaar, en ook Alida Jansen, en dinsdag Davie Lessing, en Dou Venter, Dou betree sy nuwe dekade, so besonder wat met die dag, dan die lessings gaan baie fees oor hierdie keer. 2 maand. Gelukkig, hè? En dan woensdag is dit Lea van der Merwe wat verjaar. En donderdag Sari Ronkos. Maak geluk Sari. Pieter. En jou iewers gesien. Waar is hy? Daar so. O, hier daar is hy. Sien net masker. Baie geluk. Donderdag en dan Daniel het ek ook gesien. Daniel. Saterdag. Hoe laat? Hoe laat verjaar jy? En dan Mia Marie. Wat ook verjaar Saterdag. So, ons sê vir julle almal baie geluk. Seënde dag. Seënde nuwe jaar. En vandag is Chris en Madeleine Nel en Henk en Elma Venter 17 jaar getroud. Baie geluk aan julle. Met julle huweliksherdenking en môre ek en my veggenoot. Se 29ste huweliksherdenking. Baie dankie my ding, ek sien nog uit te wat aanhou. Take your back home. Baie geluk. En dan die 6de is George en Susan Pettit, wat 30 jaar getroud is. En die 8de Oktober is dit Pieter en Barbara. Ons gebeur, Barbara kan nooit haar troudag vergeet nie, want as haar man se verjaarsdag. En ons sê vir julle baie geluk 31 jaar. Baie seën vir almal. En ja, mag die Here ons almal bewaar. Ek het iewers afkondigings geskryf en kry ek voor. Ja, Henny en Julie, ons vra die voorbereiding vir hulle. Henny was weer afgelope week. Ek weet nie wat die Afrikaans vir 'n pet kyk. En hy sal weer dinsdag die uitslag kry. So ons vra die voorbereiding vir hulle. Die kanker het maar sy merk gemaak en hy loop maar. Dan het Louis Marx maagoperasie ondergaan afgelope week. Are opgegaan met hulle moes toebrand en so meer. So sê vir hom en Gerda ook baie sterkte in die hersteltyd. Hy gaan by die huis wees. Hy werk eintlik aan Wenda op hierdie stadium. So sê vir hulle baie sterkte en dankbaar gaan met Marie Skutte beter. Hy is Vrydag by die spesialis in Pretoria. Ek het nog nie uitslae gehoor nie. Maar sterkte vir hom en Veronica met die herstel na die ongeluk. En dan vir almal wat deur baie stresvolle tye gaan, ons besef nie wat die impak van hierdie pandemie is nie. Mense wat nie net salaris op aanhou kry, maar huise verloor en dis meer. Dat die Here ook uitkoms sal gee. En dan onthou ons het op 1 Oktober daar nou 'n nuwe bedeling, maar met die kerk aan betref bly ons presies dieselfde.
het eintlik niks verander nie, behalwe dat ons nou meer mag wees. Ek is dankbaar dat ons nou van links na regs vol mense mag wees, behalwe hierdie paartjie wat ons gehad het, vir 'n klomp weke. Dou, sê vir jou baie dankie, en vanoggend het hy 'n nuwe helper, sy is voet af op Dou. Sy het al toon gebreek in hierdie pandemietyd, is dit al op 3 maande? 10 weke, genade. En dit vat maar sy tyd om te herstel. So baie seer en baie sterkte met die voet, en ek hoop julle, ek gaan julle uiteraard nie vat vir 'n dansdinsdag nie. Maar ek hoop hy vat jou daarop uit. Ja, baie sterkte, seer. Ander mense wat operasie gehad, en ander broers en susters wat nog sukkel, wat nog nie 100% reg is nie. Baie seer en baie sterkte vir julle. Ek sê dit nou nie elke keer hier op die lys nie. Maar ons dink aan julle, bid vir julle. Dit is daar iets spesifiek van iemand môre. Iemand, al kalm en rustig. Baie dankie, onthou ons mag nie daar buite staan en kuier, asseblief. Die kant maar hy ongelukkig is dit van die reëls. Baie geseënde week, ouers, kinders, almal wat aan die gang is. Piet. Daar is die kaas daar. Ek sien nou nie vanaand is nie. Piet, ekskuus. Piet se ma is intussen oorlede. Baie seer en sterkte vir julle. En daar is 'n kartondoos. Daar gooi kon nou net geld in. Jy kan net uitgaan. Die kollekte daar plaas. Baie dankie, geseënde week, sterkte vir almal.